The SA Music Show on Jacaranda FM. Jacaranda FM, Tabi Sokambule is my name. Saam met jullie pad tot 6 uur. As you know, this is the SA Music Show. En in hierdie uur, is die tweede uur van die show, het bring ons altyd vir jou 'n gas in die ateljee. En no stranger to the show, Jägermeister, Jackie Meister. Jackie lê saam met ons in die ateljee. Hoe gaan dit? Goeiemiddag, hier is my radiostem. Kyk, daar's net een stasie, soos Jackie Randa, nee. Ek meen, daar's net een in die wêreld, is Jackie Randa. En as ek 'n radio DJ was ek nie 'n sanger nie. Dan had ek eerder net so lekker gepraat, met so lekker sexy sondagstem, ja. I love it. Jy moet hierdie kant kom sit. Jacks is 27 jaar al in die bedryf. 27 years, ja, en het gaan so goed, hè. Kyk, ons almal het ons maar die aard van die saak 'n jaar afgevat met COVID. Maar ek was een van die enigste, ek dink ek was letterlik die enigste musikant wat getoer het die tyd toe ons president gesê het 50 mense. Dus hy pel vir my, hoor Jackie, doen 50 mense in 50 dorpe. En toe doen ek dit, en toe voel ek is die enigste touring muso in die land, op daai stadium. En dit was great geweest, want ek het al die mense. Ja. Oh man, that sounds amazing. Dit is so cool geweest, ja. Ja, my goodness man. En ons gaan nou oor jou song praat, Wees Lief. The song touches me so much. It really does. Dit kruip in by my, maar ek en jy het so 'n bietjie af van die lig af gepraat. Toe vertel jy vir my daar's nog 'n song. I would actually love for us to play that song as well. So ek dink ek en jy moet nou 'n bietjie chat. Ek weet of dit moontlik gaan wees, maar ons sal nou af van die lig af chat. Maar daar's nog 'n song ook. Ja, kyk, ek sê 'n hele album uit vir die einde van die jaar. Kyk, ek het so lank terug 'n album uit, ons was singles en jy weet, ek het so baie musiek geskryf van 1998 af. Toe ek nog nie regtig die geld gehad het om goeie goed op te neem, jy verstaan. So ek het in garages opgeneem. En van hierdie liedjies het ek nou uiteindelik opgeneem, 12 songs. Okay. Van is oud, van dit is nuut. En hierdie liedjie wat jy van praat is actually het gaan die volgende single wees. Ek kan maar die aap in die mou het laat hierso. Yes, asseblief. Okay, so dis 'n baie mooi idee. Kyk, jy weet as twee jong mense nou gaan trou, nê. Hulle weet hulle gaan nooit beklei nie. Hulle gaan nooit moeilikheid wees nie. Die kinders gaan nooit skree nie. Dit gaan altyd net lekker wees. Maar dis hoe jy voel op daai stadium. Ja. My pa en my ma is nou man, ek praat nou korreksie, maar ek dink 58 jaar getroud, nê. Wow. En my pa is nou 85, einde van die maand 28 September vlieg ek af Kaap toe, want hy word 85. En my ma is so sy seker so amper 80. Ek het vergeet hoe oud my ma is. Ek is 79, ja. En my pa is 'n bietjie siekerig nou en so aan, en hy was in sy jare en ek was nou 2 weke terug in die Kaap gewees met hom gesels. En ek besef my ma gaan die laaste persoon wees wat my pa voor gaan lief wees. Die laaste persoon wat hy in die oë gaan kyk, die laaste asem, die laaste liefde, die laaste alles. En ek dink dit is so 'n mooi idee vir 'n liedjie as jy nou gaan trou. Kan jy dit dan sê vir jou eggenoot of jou voornemende eggenoot, jy sal my laaste wees, my laaste soen, my laaste dans. Ek dans in die reën, is 'n liefdesfees, want ek weet jy gaan my laaste wees. En dis vir my so 'n mooi idee, en toe sê ek vir my producer aan die Kaap, Wanderbeek, ek sê vir hom, hoor, ek soek 'n tipe van 'n Def Leppard klank, en dit klink soos 'n 80s, 90s rock song. En hy sê, maar hy wil 'n bietjie meer rock doen, bietjie meer daai tipe van keyboards en goed. En ek sê, kom doen iets wat regtig lekker voel, want ek dink die idee van jy sal my laaste wees die dag wat jy trou, is so 'n great idee, nee. Ek en Anel getroud 14 jaar terug. Dis presies hoe jy voel. Jy voel of die wêreld het nou net vir jou begin, jy weet. En dit is die idee van die song. So ek dink is 'n mooi liedjie. Ek dink die mense gaan dit aanvaar. Ek dink gaan baie troues doen. Nice. I love it. En ek dink hoe kan die naweek 2 troues. So ek dink dis die tipe liedjie wat as die mense nou instap by die onthaalsaal wat hulle wil hoor, jy weet. En ja, ek dink laaste is ook 'n bietjie vir my. Dis 'n nuwe song, sê ou liedjie, 'n splinte nuwe liedjie. En ek sal hom dedicate aan my pa en my ma, ja. Come on, man. There's something that you beautifully say, and that is that jy skryf nie regtig agter die mark aan nie, maar jy skryf vir jou. Veral nou, ja. Ja. Why would you say that? Kyk, die ding is, as 'n ou jonk is en jy het 'n familie en jy voel dat hierdie kinders moet goeie skool toe gaan, hulle moet sportkunde alles, dan sien jy ook wel die mark gaan 'n bietjie, kom ons sê argumente sal meer in die dansrigting in, kom ons maak dansmusiek, of dan gaan miskien 'n bietjie meer in die storytelling rigting in. Dan skryf ek daai kant toe wat ek kan skryf. Ek skryf jarelang musiek. En op 'n stadium kom ek agter ek het so groot repertoire dat ek kan eintlik maar net aanhou. Ek dink as Paulo het vir my gesê, Jackie, jy kan eintlik al die songs net weer oordoen, want ek meen die liedjies wat jy gesing is op Botteltas en Rym met die Polisiehond, toe studente 20, 25 jaar terug nog geswat het, hulle almal het nou alweer kinders
en daai studente musiek bly studente musiek, verstaan? It stays young. En toe sê 'n vriend vir my, bemark jouself as die immergroen studentesanger, jy weet. It keeps young, you know. So deesdae skryf ek net want ek is nie meer vandag se kind nie. Ek geniet ek is vol geboek met konserte. Die mense weet presies, hulle gaan Pikkewyne hoor. Hulle weet hulle gaan 1 miljoen woorde hoor. Hulle weet hulle gaan Vossar nou hoor. Miskien net 2 nuwe liedjies, ietsie soos 3 varkies wat snaaks is. Maar ek skryf nou wat vir my lekker is. Iets wat vir my regtig wat as ek nou argumentshalwe 'n gospel liedjie sal uitbring, nee, en ek maak nie gospel musiek nie. Dan moet jy weet, dit is wat ek nou wil sê. Dit gaan nou my hart aan, jy weet. Ek het so baie stories, was dit so min tyd eintlik, maar ek het in George het ek een oggend, ek dink nuwejaarsoggend gery met McDonald's toe, want ek's honger. En ek moet nou ver ry en ek sien ons 'n seentjie wat daar so klein seentjie wat daar staan en hy bedel vir kos. En ek het nog nie my kos gekry nie en die kom die sekuriteits om gehardloop en hy jaag die seentjie weg en ek sê wat gaan nou aan? Hulle sê there's 2 guys robbing the people. Ek sê not 2 guys, it's a child. There's 2 children hungry. En ek kyk toe links en ek sien toe daar soos appels op my sitplek, wat ek nou met travel en water en toe ek vir die seentjie water en appel gee, toe sit sy boetie ook langs hom. Dis al 2. Daar's 2 kinders wat nie water en kos het nie, en hulle probeer net eet, waar hulle ouers is weet ek nie, en daar sit ek besef dat daar so baie goed wat ou kan doen, en ek glo my musiek vat my na sulke plekke toe, ek glo dis nie per ongeluk het ek al was hy dag nie, ek moes dit ervaar, so guess what, ek ry met appels rond in Gauteng, en ek gee nie met tips as mense my karre pas of petrol gooi, ek gee vir hulle appel en water. En almal is so happy daaroor want ek weet dit is maar net vir my. Ek wil net daai boodskap gegee vir die mense daar buite. That's amazing, man. Now that is Yakkies weergawe van 'n apple a day keeps the doctor away. The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. Jacaranda FM, Tabiso is my name. Ek is saam met Jolly Patte tot 6 hier in die ateljee vandag. Is so lekker om hom weer terug te hê. Die een en enigste Yakkie Lou. Ons gaan nou net sy song speel natuurlik. Wees lief, jy het hom al op die stasie gehoor. I'll definitely be playing it as a breakaway song straight after 4. Nou, ene wat jy weet, ek hou daarvan om 'n bietjie te gaan krap, man. Ek krap altyd, dan vind ek dinge uit van ons gaste. And this is how we get to know them a little bit better. En dis vir my altyd lekker. En veral as iemand soos Yakkie hier so in die ateljee sit en ek kan hom vra oor hierdie spesifieke. This touched me so much, man. And I'm wondering if this is your walk as well at the moment, right? Is your hero yourself in 15 years from now? Ja. Oef. Dis actually, daai is actually 'n baie bekende speech wat ek eendag gesien by die Oscars, maar dit is so mooi om te sê, want ek meen, veral as jy in die publiek oog is, en jy het nog dinge wat jy nog wil doen. Jy weet, in 15 jaar van nou, as ek terugkyk, hierdie Yakkie wat nou hier is die jongste Yakkie wat ek ooit gaan wees, okay? En ek het nog baie liedjies, ek wil die grootste love song ooit in Afrikaans skryf, jy weet, ek wil, of in Engels, ek wil die love songs wat mense roer, jy weet, daar's baie goed wat ek kan sing en kan sê, wat mense gaan vergeet. Maar met 1 miljoen woorde het ek geleer hoe jy iemand laat voel, sodat hulle nooit vergeet nie. En oor 15 jaar se Yakkie gaan nog baie meer dinge bereik. En so my hero is definitief Yakkie Lou oor 15 jaar van nou. Kan ek vir jou vra, hoekom liefde? Hoekom daai woord? Man, liefde is vir my, liefde musiek is vir baie dieselfde. It's the most powerful thing, is liefde in die wêreld, jy weet. Ek het die ander dag met iemand gepraat wat 'n ateïs is, wat gaan nie glo in die Here of van enigiets, hulle glo niks nie. En dis sê dit my, maar ek moet nou vir hulle oorreed wetenskaplik, jy weet dat daar God is en so aan. Toe sê ek vir hulle, weet jy, as jy lief vir jou ma en jou pa. En hulle sê natuurlik sal lief vir ma en pa. Ek sê, maar wat as jou pa en jou ma môre weg is, nê? Gaan jy nog vir hulle mis? Gaan jy nog steeds vir hulle lief wees? Ja. Ek sê, maar kan jy dit vir my wetenskaplik bewys asseblief? Want dit is wat liefde is, en ons dien 'n God vir liefde, verstaan, so dit is 'n geloofsding. En dis wat die mense nie verstaan nie, dis hoekom ons dit wetenskaplik kan vir mense bewys nie, maar dit is liefde. Nou, musiek is onsigbaar, musiek laat jou goed voel, liefde is onsigbaar, laat jou goed voel, dis hoekom ek 'n musikant is, want dit is deel van my wese, en dis hoekom ek dink ek die grootste liefdesliedjie van alle tye kan skryf, binne die volgende 15 jaar. I love it. I absolutely love it, man. And I will be there, and ek sal jou weer nooi, dat ons 'n bietjie daaroor chat, want dit is ongelooflik. Dit is regtig ongelooflik. I love your assertiveness, and I love how confident you are within yourself as well. So there's this one instance where you actually say to yourself, hey man, Yakkie, jy gaan nou voor omtrent 40,000 mense by in die bos gaan perform, en jy gaan great wees, en jy gaan awesome wees. Ja.
Why do you do that, and why do you not see that as being self-righteous? Glad nie, glad nie. Ek is net seker vir myself. Ek het op pad hierna dieselfde gedoen. Jy weet, love it, yes. Ek het op pad hierna gesê, hoor, hierdie gaan 'n great onderhoud wees. Ek het 'n goeie vibe gegee vir my vir die dag. Onder 'n Sondag, né? Baie mense lê nou in slaap. Yep. Ek sê my ek gaan nie kom, ek gaan met my vriend gesels, ons gaan 'n bietjie net praat oor die musiek en it's going to be amazing en elke oomblik vandat ek hier aangekom het was nog amazing geweest. As jy op die verhoog stap vir 40.000 mense en jy is onseker oor jouself, gaan die mense dit aanvoel, jy weet. Daar by in die bos het ek het nog gesing en Martin Wester het opgekom vir 3 varkies en toe gooi hy 'n varkie masker in die gehoor in. Dit was so funny geweest en dit was een van die greatste, jy weet, daar's niks beters om vir so baie mense op te tree en hulle ken die liedjies. Dit is great, jy voel deel van iets, jy weet, en ek praat baie met myself, ek het nou die aand op pad terug van 'n show waar daar niks mense was nie. Luisteraars, dit gebeur nog steeds, baie keer elke nou en dan, pitchy vir van iets. Thank you, because you know happens. what, you're saying this to the younger generation that's also coming up, right? En ek het al bad gevoel, want ek, daai spesifieke aand was daar niemand met te help nie, so ek moes daai aand op my eie speakers by die trappe afdra, en dis letterlik ek en soos een tafel het actually buite gaan sit en begin sing het, wat nog 'n bietjie van 'n insult is, maar hulle wil gesels, hulle is nie daar vir my nie, hulle is daar om te eet, né? Ek draai my goedjies af, klim met die kar, ek maak toe 'n video op TikTok en ek sê toe vir alle jong sangers op buite, hoekom maak ons musiek? Maak jy dit vir die applous? Of maak jy dit vir die liefde en jy's regtig lief vir die musiek wat jy geskryf het? En dit is 'n voorreg om dit te kan doen. Ek het die volgende keer dat ek weer op by dieselfde plek opgetree het waarvan ek nou van praat. Ek gaan nie name noem nie, maar ek was weer daar, daar's 'n issue met die plek. Daar's nie marketing of whatever gewees nie. Toe besluit ek goed, ek het nou vanaand 14 mense by die konsert, maar ek het 'n foon met 82.000 followers. Come on. En ek gaan toe op live, toe doen ek een massive show vir die mense op Instagram, Facebook, TikTok en al die lives wat ek kon doen. Ek het 'n stukkie daar gedoen. En dit is die mindset wat ek er is, verstaan? So jy moet altyd die beste vir jouself wens, as ek dit so kan sê. Baie mense gaan staan in die spieël en sê vir hulle self, you're not good enough. En guess what? Ek dink as Henry Ford het gesê, as jy dink jy's goed genoeg of nie goed genoeg nie, jy's teen reg. So, hoekom sal jy vir jouself sê jy's nie goed genoeg nie? Jy moet jou grootste supporter wees. Want as jy nie eers in jou eie musiek of jou eie self kan glo nie, hoe gaan die mense aan dit glo? Jy begin by jou. So selfliefde is so belangrik en confidence is nie windgat nie, dis different. You're totally different. Om seker te wees van jouself en van jou craft, as jy 'n loodgieter is, of jy's 'n dominee, of jy's 'n prokureur, en jy weet jy kan dit doen. Hoekom sal jy nie vir jouself so pad na die werk toe? Vandag gaan amazing wees, jy's goed in wat jy doen. Nee, ek stem 110% saam met jou, en met dit, wat jy nou net gesê het, daarso prik my nogals, want when we go on social media sometimes, or when we see our views and our likes, and especially us in this business, we tend to think, dat nou net so 200 mense geview, but think about it, if there's 200 people in this room, how many people are there? Absolutely, dis baie mense. En nog 'n ding is, mense sien die likes, nee, maar ek is van die ouens wat bietjie skaam is op Facebook. Ek druk nie altyd die like knoppie nie, maar ek kyk alles. Exactly. Jy weet, so ek is baie meer mense wat dit kyk as wat actually like knoppie druk. So. Nee, beautiful. Voordat ons daarso by Wees Lief uitkom, ek het 'n boodskap hierso ontvang van een Jandre af. Jandre sê vir my, 'n groot shout-out asseblief vir Jackie. Ek sien 'n bottel Jackie Meister hierso. En die beautiful ding is Jackie Meister, dan agter is daar so 'n groot Jacaranda FM teken ook. So hey, okay, we're hitting it, Jacaranda hitting it indeed. Het 'n boodskap gekry van Johnny wat sê, "Hallo Jackie, hoe gaan dit?" Oh man, hello, just Johnny. all round love. William also saying hello to you, and also received a message from Cornelia also saying, "Dankie Jackie." Weet jy, dis lekker. Ek dink baie van die dorpe waar ek by optree reg oor die land, mens maak vriende met baie van die mense en dan voel jy tuis as jy terugkom sien toe, jy weet. Vir alle jong sangers wat luister, ek was as 'n jong sanger baie bang vir dorpe wat ek die vreemdeling in die dorp is, en ek sê vreemdeling ou. Ek het oor dit gekom en ek het besluit elke dorpie soos 'n mens, hy het 'n ander persoonlikheid. En onthou, die mense wat daar bly is bitter lief vir daai dorpie. Maak asook wat se dorp dit is. Hulle is lief vir daai dorpie. Hulle het groot geword daar, is al gebore daar. Hanteer dit so, jy weet. Ek het deesdae die ding wat ek doen, ek gaan in die crowd doen, eers 'n liedjie met my mikrofoon. Dan speel die band, nou kom ons 1 miljoen woorde. En dan ek het gewoonlik 'n koers, jy weet, met 1 miljoen woorde, en dan gee ek die mense een vir 'n handdruk, jy weet. En dan moet jy verstaan, ons doen goed in Namibië, daar 2000 mense sit in die gehoor. Dan probeer ek in 3 minute
deur al die mense gaan, ten minste by elke tafel net 'n vinnige of elke stoel 'n vinnige handdruk gee. En die waardering wat die mense het, dit voel amper soos familie op 'n manier. En daai is die key. Behalwe die songs, daai is die key wat die siel wat gaan oor jy is deel van die mense se lewe, hulle is deel van hulle kultuur, hulle ken wel so lank al en they appreciate it. You're a household man, you're a household name, that's who you are. Kyk hier, Wendy sê ook, Jackie is awesome. You indeed are. When we come back, we're going to talk about Wees Lief en Oos. Wat het jy gesê nou? A DVD? Ja. 4 hours of the best South African music with Thabiso Kambule on Jacaranda FM. Tune into Jacaranda FM. Wendy sê vir my, Sally Williams het my deurgedra toe ek geswat het. En Jean-Ray sê ook baie dankie vir die lekker boodskap en die lekker show. Thank you man. Thank you so much for the love. You know, dit is vir my so kosbaar as ons in hierdie kant van die mikrofoon kan sit en ons kan 'n verskil maak en net so 'n bietjie van 'n smile in jou gesig sit want ja, ons het 'n heavy week gehad. Ja. We had a heavy week, right? And it's beautiful that we can actually help each other through it sometimes. Absoluut. Ek dink almal is besig nou, né? Dis daardie van die jaar, is nie ek is so besig. Almal is besig. My verskaffers het my goedere vir my makelaar sê we are so busy. Ek sê ek so bly vir julle. Ja. You know what, busy people get stuff done. 100%. You know, en dit is great, ja. Lekker. En Franna sê ook hier, so ons love jou musiek en ek het vir Monica ook al die pad uit Sekunda uit. Wat jy sê ons love vir jou. Ek is binnekort daar by Sekunda, gaan 'n bietjie daaroor braaidag en daai tye. Gaan ek daar optree met die poppenkas vir die kinders. Oh yes. En my band in die aand die ysrestaurant, dis so lekker teater dingetjie daar. So as jy in Sekunda kom kyk vir ons, dis gaan lekker. Bring die kinders vir die poppenkas, gaan lekker wees, ja. Jackie, kom ons gesels oor Wees Lief. I love, like I said, I love the song, the message behind the song, and like right to the end, daar's so 'n stukkie aan die einde ook wat so mooi is, jy weet. Tell us about the song. Man, hierdie liedjie is al baie lank in my. Ons het so 2 jaar terug verhuis. Ons het 'n ander huis gekoop, nê. En die vorige eienaars het so Happy New Year ding gehad buite by die Lapa, nê. Wat weird is, want dis hulle memories not ours, okay? Ja. En ek sê te vir Nel, ek sê vir ek kan nie dit goed oplos nie, maar ons is so besig, ons wil die huis nou ons in maak, jy weet. En ek probeer nou Happy New Year se letters rearrange dat iets anders sê, maar niks wil werk nie, okay? En ek gaan toe na een van 'n Chinese winkel toe en ek koop toe vir my die woorde Wees Lief. Yes. Want ek wil hê die kinders moet elke oggend opstaan en hulle moet sien voor hulle skool toe gaan, wees lief. En dan hulle kan self kies waarvoor hulle vandag lief is. Is hulle lief vir die mooi dag, vir die voeltjies wat fluit, is hulle lief vir hulle mamma en hulle pappa, is lief vir mekaar, vir hulle maatjies wat ek al. En toe gaan doen ek 'n konsert in Hermanus, daar in die Kaap, nê, so 'n teaterkonsert. En ek kom maar aan en my neefie bly daar so en hy sê vir my, hoor hierso, ons het 3 manne verloor hierdie week in Hermanus toe lede is, nê. En 2 uit die 3 is van selfdood, nê. En ek sê, Jesus, wie is die ouens? Dis die ouens se dokter gewees, daar is tandarts. Dis groot ouens op die dorp, nê. En dis die ding van baie keer, jy weet, as 'n man swaar kry, word dit oorgekyk want hy's 'n man, hy's rugged en stuff. Maar daar moet ons, en ek praat nie eintlik oor manne nie, ek praat oor die dames ook, maar vir ons self heel eerste lief wees. En as jy vir jouself heel eerste lief is, dan kan jy vir die mense om jou so maklik lief wees. So by elke konsert wat ek doen, sê ek vir die mense, sê vir die persoon regs en links van jou, met chonks lief van jou, want jy's 'n awesome mens, nê. Wanneer laas iemand vir jou gesê, ek bedoel as ek sê Thabiso, jy's 'n awesome mens, ek's lief vir jou. Wanneer laas iemand dit vir jou gesê? You know what, and I don't know why this is, it's more difficult between guys. Exactly. Like, this guy here who's my producer, I always tell him, before he leaves, I tell him, I love you, bro. Ja. En dit is vir my so 'n lekker ding, but I think it has become so, ek weet nie, amper asof dit taboe is. Ja, ek dit in man, as ek sê, mans moet maar rugged wees, baie maklik vir manne om te sê vir 'n vrou vir sy kinders of wat ek al. So wees lief is al baie lank al in my hart, en of myself in die spieël te sê op pad ergens heen, Jackie, you've got this, okay? Nou, jy weet, baie ouens steek hulle vuurtjies aan, ek 'n bietjie rugby en so, en ek moet gaan vir 'n soundcheck, jy weet, en ek moet ver reis, ek het 12 ure reis om by plekke te wees, en dank Vader daarvoor dat ek al hierdie werk het, maar partykeer is hy 'n bietjie gatvol, en jy's 'n bietjie moeg, en jy dink, jy wil net by jou familie wees. En ek wil ook in die foto's wees op die Desember vakansie, jy weet, ek sien my foto's hier, want ek is weg besig om te werk, en dan moet jy self sê, weet jy wat, hoekom doen jy hierdie werk? Jy doen dit juist vir hulle, dat hulle 'n lekker lewe en dat hulle kan gaan swat eendag en al daai goeders, en dan sê vir jou, en ek's lief vir jou, en jou speeltjie van jou kar, af al die luisteraars wat nou luister, as jy môreoggend werk toe ry, as jy werk toe ry,
jy weet, voor jy in daai kar inklim, sê vir jou in die spieël wat jy net kyk of jou hare reg is, sê vir jouself, ek's lief vir jou, jy's 'n awesome mens, kyk mooi na jouself vandag, nee, sê dit vir jouself. As jy werk toe ry, dan sê jy, dit gaan die wonderlikste dag wees, en want ek's lief vir jou, jy's 'n awesome mens, daar is nie iemand mooier as jy geskape in jou lyf nie, dis net jy's al wat jy het, so hanteer jouself mooi, moet nooit vir jouself sê, you're not good enough. Kyk, jou idee van sukses, en die ou langs jou se idee van sukses is nie dieselfde, dis heeltemal anders. Vir een ou is 10 minute saam met sy gesin sukses. Vir 'n ander ou is baie geld sukses. Vir 'n ander ou is roem sukses, jy weet. Vir 'n ander ou is om 'n baie goeie dokter te wees, om iets baie amazing te doen vir iemand anders te sukses. So gaan soek jou sukses vir jouself en moenie kyk wat ander mense doen nie. Life is too short. Is dit Steve Jobs wat gesê het? Love it. Life is too short to live somebody else's. Oh man, goodness gracious. Soos ons haarkapper ook, nee. Ek weet kyk, ek vir die luisteraars. Yes, please explain. Sê gou, almal hoor ons op die radio, maar waar kan hulle ons sien? Kan ons sien op jou TikTok of waar so? Ja, Thabiso Kambule, that's on my TikTok. Okay, so ek gaan gou ietsie doen, okay? So ek sien jy het ook headphones op. Ek gaan nou vir die mense op TikTok gewys wat ek sê ons het dieselfde hairdresser al vir jare, nee. Dis so baie groete. Ek gaan nou afval hierso. So, okay. Alright. And it gets cold sometimes, hè? So ek het spesifiek vandag. Ek wou vir jou vra, wat doen jy in die winter? Nee, ek kry koud, hè. Ja, nee, kyk, as my peanut koud is, my hele lyf koud, jy weet, so meer in my kop. En ek het spesifiek Thabiso, ek het spesifiek vandag vir jou persent gebring. Jy weet, dit is Sondag vandag. Ja. Baie mense is nou lekker by die huis vir ons te luister en hulle daar waar hulle chill met hulle vuurtjie. En onthou jy toe ons jonk was, het ek dink almal in Suid-Afrika het al dieselfde matrasse gehad, né? So this is telling somebody you're South African without telling you South African, yes. Okay? So ek gaan nou vir jou persent gee. Ek hou dit al heeltyd hier onder die tafel. Okay. En as jy weer na ons haarkapper toe gaan, okay, ja. As jy weer na ons haarkapper toe gaan, dan draai jy dit, dan sê jy vir jy's 'n bietjie moeg vandag want jy het 'n matrashoed aan. So daar's is vir jou 'n Jackie Lou band matrashoed. Ek gaan vir jou gooi, okay? En ek dink lees gou die label, né? Lees gou die label. The Jackie Lou band. En agterop, lees gou agterop. En agterop sê ek sal poetry skryf oor jou mond en jou lyf. Hi. Stukkie vir 1 miljoen woorde. I love it. So daai is die labels nou wat nou uitgekom het so 2 jaar terug en dis ek het 'n klomp, ek duisende van hulle bestel vir al my produkte. En nou die nuwe Jackie Lou merchandise nou uitkoms het die weeslief woorde op. Nice. As jy hier wil wees dit jouself. Jy's al wat jy het. Jy's al wat jy het. I love it. So dis die nuwe, daai is die ou lei wat jy nou daar vashou, maar die nuwe is 'n bietjie meer op die mens gemik. Ek dink dit is 'n baie groot wat sê Afrikaanse woord uitdaging om te skryf wat nie 'n liefdesliedjie is nie, wat meer oor die mens gaan. En wees lief is nie 'n liefdesliedjie, is eintlik 'n liefdesliedjie vir jouself. Dis nie 'n liefde, dis in 2 mense nie, verstaan? Dis in 1 mens. Jy in die spieël, jy in jouself, jy in jou kop. Wees lief vir jouself. Hierdie wêreld is ongelooflik. En as jy vir jouself kan lief wees, gaan jy so goed doen in hierdie wêreld. As jy vir jouself nie lief is nie, luister na die boodskap, luister na die liedjies se woorde en as jy iemand ken wat deur iets gaan. Weet ek het tieners in die huis, jy weet. Tieners dit is baie keer. Tell me about it. You know, dis 'n uitdaging, jy weet. En ons moet elke dag sê, onthou net om vir jouself te sê, jy het vandag verloor in die hokkie. So be it, okay? Did you do your best? Yes, that's cool. Yep. That's fine. Yeah, it's like a beautiful saying, do your best and God will do the rest. Exactly. Ek het al 'n liedjie gewees, doen jou bes, God doen die res. En dis van my vriendinnetjie wat kanker gehad het in George, Monja. Sy is heeltemal in remissie. Heeltemal. Die kanker is heeltemal uit haar lyf uit. By elke konsert sê ek vir die mense, as jy vanaand vir haar kan bid, steek 'n liggie aan, jy weet, vir haar, as jy vanaand voor jy gaan slaap, vir haar sal bid. En ek het so of amper 'n army begin daarmee, jy weet, oral waar ek gaan. En toe sê 'n man vir my, Johan, sê, hoorie, so hy's gesond, die kanker is gone, en doen jou bes, God doen die res, in elke ding in die wêreld. En hier sit ek nou, ek is 'n dominee se seun, maar ek sê gospelsanger nie. Ek dink net die boodskap wat ek kan uitbring terwyl ek 'n mikrofoon voor my het en terwyl ek nog asemhaal, is belangrik. I love it. Vinnig en voordat ek jou laat gaan, ons het nou vinnig gepraat oor 'n DVD. Vir alle jong mense daar buite. 'n DVD is 'n lewendige, hoe kom ek sê, 'n konsert wat opgeneem is. En interessant genoeg het ons vandag Wees Lief gaan speel. Ek het te maak het ek en my band hierdie festival gaan doen, die Op die Kus Festival. Dis die 3de jaar in 'n ry wat ons doen. Daar's baie mense, 3000 mense per dag, né? En ons het so vir 5 uur slot net voor die son sak.
En is so amazing, die mense het borde gebring, Jakkie speel vir ons 3 varkies, Jakkie speel iemand in woorde, Jakkie speel wees lief, en ons het opgeneem vir TV. Hy is huidiglik by die groot kantore van die TV-stasie om te besluit, gaan hulle dit uitsaai in Desember maand, wat al, ek doen 220 shows hierdie jaar, ek werk baie hard, maar ek kom nog steeds nie oral uit nie. So, nou het ek 'n manier om vir almal te wys, hoe lyk ons konsert live, jy weet, en die konsert se naam is, Waar is die Gees? Want ek sê dit seker 200 keer in die show, en my gaskunstenaar, wait for it, op Wees Lief, is die nuwe leadsinger van Prime Circle. How's that? Gavin Edwards. How is that? He's such a good person, en ek het sê vir hom, Gavin, I want to ask you a favor, en voor ek vir hom sê wat ek wil doen, sê, the answer is yes, Jackie, ek sê nie wat, the answer is yes, whatever you want. Hy sê heeltemal oop, nee. Ek sal jy saam mee sing, Wees Lief, by Oppikus, vir ons lewendige uitsending vir Afrikaanse TV-stasie. Hy sê, I had already said yes, Jackie, so when are we doing this? Ek sê, okay, dit is 11 en 12 Julie gewees, dit was so cool gewees, en so dit kom uit, so die mense kan 'n live album verwag, hulle kan 'n live DVD verwag, en hulle kan, en ek gaan anyway, as hulle die uitsending later genoeg gaan anyway uitkom op YouTube ook, so hulle kan gaan soek vir Jackie Lewas, is nog nie nou al nie, dit gaan eers so 3-4 maande reg wees, en natuurlik die nuwe album, hy sal ook seker Waar is die Gees wees, want ons 12 nuwe liedjies, en alles kom uit in die volgende maand. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Now, if you've just tuned in, you were like, I just missed all of this. This will be available in the week as well on jacarandafm.com. Click on audio on demand and then go to SA Music Show, and that is where you will find this amazing interview. Jackie, dankie dat jy kom kuier het. Go well, man. Yes, jy het my nou met so baie gelos. Like, ek kan voel ek borrel oor, maar dankie. Dis letterlik 'n borrel oor van liefde. Ja, awesome. Ek dink ook as die mense wil verder gesels oor wat ons gesels het, hulle kan op my Facebook vir my join. Ons is baie goed met dit, ek en my vrou ran dit maar. Jackie amptelik. Sy sal, kyk, Annel is al 14 jaar my vrou, maar sy is al 16 jaar my agent. Ek en jy het iets in common. ja. So as mense wil praat, wil iets sê, 'n boek of vir die kinderproduksies, nee. Jy kan ek dit sê by Aardklop, ons gaan die Aardklop doen. Vir die hoeveelste jaar, die 3 varkies produksie doen ek daar, maar ek het hom geskryf, die 3 varkies in die Gen Z Wolf. So kom kyk dit uit met jou kinders, en dan ook liedjies van my legends. Ek het besluit, ek wil 'n produksie doen, waar ek gitaar speel en mondvletjies speel, waar ek die musiek maak van Afrikaanse legendes, wat my inspireer het om te musiek te maak. Ek praat van Koos Kombuis, ek praat van Johannes Kerkorrel, Koos Doep, Valent Swart, Lorika, al die mooi goeters, jy weet, wat ons ken van kinders, Anton Goosen, David Kramer, en ek doen daai produksie, so kom check dit uit, as jylle Aardklop te kom definitief draai maak by 'n show, en as jylle wil verder gesels op Facebook. Dat sê. Jackie, baie dankie. Baie dankie. Go well, en kom kuier asseblief weer. Ek sal, dis altyd lekker by julle. Ek is bly. The SA Music Show on Jacaranda FM.